Okay. Goed, ons tema is op die bord vanoggend en ek wil bietjie vanoggend praat oor die heiligheid van God. En dis 'n onderwerp wat vir my baie na in die hart is, want ek dink baie keer vergeet ons as kinders van die Here dat die Here God, behalwe dat hy God is, dat hy heilig is. Eintlik is die woord heilig so ontbrekend. Eintlik moet mens sê allerheilig, en selfs die woord allerheilig is ook ontbrekend om genoeg te kan beskryf hoe heilig die Here God werklik is. So ek het 'n paar verse wat ek vanoggend gaan lees. Jy hoef nie saam te blaai nie, want dan gaan jy die heeltyd so half blaai, so wees rustig en luister maar net saam met my. Ek gaan net eerstens 3 verse lees, 4 verse, 1 Samuel 2 vers 2. Daar is geen heilige soos die Here nie. Buite aan U is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. En dan Jesaja 6 vers 3. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig. Heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. 1 Petrus 1 vers 16, ek dink ons almal ken die ene. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Openbaring 4 vers 8. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle dag en nag sonder om te rus gesê, heilig, heilig. Heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. So ek wil dadelik begin en te sê ons menslike verstand, ons het nie die vermoë om heeltemal die heiligheid van die Here God te beskryf om selfs om dit te bedink nie. Want die Here God is daadwerklik heilig. En eintlik is hierdie preek, hierdie boodskap is maar 'n skamele poging om die heiligheid van God volmaak te beskryf, maar ons kan nie. Want geen mens het die vermoë om die heiligheid en die grootheid van die Here God volmaak te beskryf of selfs om dit te verstaan of heeltemal te bedink nie. Ek wil julle 'n storie vertel op skool. En ek was baie jare terug op skool. Ek is nou 53. Nou op skool het ons 'n juffrou gehad, maar ek moet sê ek was 'n modelkind op skool. Eerlikwaar, een van die onderwysers het gesê, Jaco, ek wens jy was my kind. Maar ek onthou hierdie juffrou daarvan was Veldhagen en dit het altyd vir ons verduidelik en sy het gesê, as jy dit nie kop nie, dan moet jy vir my sê en verduidelik dit oor. En kop beteken om te verstaan. En ek wil vanoggend so graag hê dat jy saam met my sal besef dat die Here God, behalwe dat hy God is, dat hy so heilig is, dat mensdom vergeet hoe heilig is die Here God. Want jy sien, as ons sien hoe gaan dit in die wêreld, die goed wat mense sê oor die Here, onthou jy nog jare terug op die TV was daar gewees van hulle die naam van God misbruik? In vandag se tyd is dit Jesus Christus, sonder skaamte. Want jy sien, mense besef nie hoe heilig die Here God werklik is nie. En al staan ek hierso vir 28 dae, 24 ure 'n dag, al die predikante in die wêreld saam se preke sal nooit genoegsaam wees om die heiligheid van die Here God volmaak te kan bedink of beskryf nie. Want hy is God. Jy sien, baie mense dink, as ons praat van heiligheid, dan dink hulle, dis net om 'n goeie lewe te hê. Maar dit is meer as dit. As jy waarlik gered is en jy die Here lief, bo alles, dan sal jy besef, maar hy is heilig. Ons lees in Romeine 12 vers 2, dat ons moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Want jy sien, die Bybel leer ook vir ons, hy wat 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. Want jy sien, die wêreld besef nie wie God is nie. Inteendeel, die wêreld maak 'n bespotting van die Here Jesus Christus se kosbare heilige naam. Ek wil sê 3 maal heilig en ek hoop jy verstaan wat ek bedoel. Vader, Seun, Heilige Gees. So om 'n heilige lewenswandel te hê, dis wat die Here van ons verwag. Hoekom? Omdat hy heilig is. So elke keer as ek en jy in die Bybel lees, dat die Here God is heilig, dan moet jy besef, hy is
absoluut heilig. Hy is verhewe, daar's niemand soos hy nie. En weet jy wat is interessant, toe die Here Jesus op die aarde was, die bose geeste het dit geweet. Ek wil hierdie vers vir julle lees, en ek het hom opgesit. Markus 1 vers 23 en 24. Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge 'n man wat van 'n onrein gees besete was. Hy het uitgeskree: "Wat het u met ons te doen, Jesus van Nasaret? U het gekom om ons te verdelg. Ek weet goed wie u is. U is die Heilige van God." Hoe is dit dat bose geeste, hulle weet dat die Here God heilig is, maar die mensdom, die wêreld van vandag, hulle ontbreek? Dit bring my by die tweede punt. Die nagmaal. Weet julle dat die nagmaal? Die nagmaal is 'n heilige weg. Dis nie 'n weg wat 'n mens ligsinnig benader nie. Jy weet, baie mense sê, ja, maar die nagmaal is maar net nog iets wat ons doen in die kerk. Dit is nie dit nie. Elke keer as ons die nagmaal gebruik, dan gaan dit oor die Here Jesus Christus, wat ook absoluut heilig is. Kan ek julle nog 'n storie vertel van my kinderdae? 'n Klein mannetjie, ons het nagmaal gehad, ek en my boetie. Nou, ek weet nie van julle sal weet, maar my broer is ook 'n predikant. Nou, ons is klein mannetjies, man. Ek was in die laerskool en my pa was 'n diaken en hulle bedien nagmaal. En ek het 'n chappie in my mond. En nou bring hulle die bordjie en ek wys vir die oom nee en ek vat die chappie en ek eet die chappie. Maar my pa gryp vir my hierso en hy vat vir my uit en hy gee vir my 'n pak slaag vir my lewe. En toe ons by die huis kom, toe verduidelik hy vir my: "Hoe durf jy? Hoe durf jy?" Jy sien die nagmaal. Is 'n heilige ding. En ek sê dit, ouers, julle moet julle kinders leer dat die nagmaal is iets heilig. Want ons raak so gewoond. Is dit nie baie keer, ja, ons het nou maar net Sondag weer nagmaal nie. Dis maar net nog 'n ding wat ons doen. Ons kan nie vergeet waaroor dit gaan nie. Jy kan nie vergeet van die Here Jesus Christus nie. Die Bybel sê, uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Hoekom? Hy's God, hy's heilig. Hy's allerheilig. Die volgende punt. Omdat hy heilig is, moet ons hom vrees. Weet jy, dis iets wat ontbreek, wat die wêreld nie wil hoor nie. Ons moet vrees, ons moet vrees vir God hê. Weens die feit dat die Here God absoluut heilig is. Weens die feit dat daar geen mens of enige iemand is wat met hom vergelyk kan word nie, moet ons besef dat hy heilig is. En omdat hy heilig is, moet ons hom vrees. Jy weet, in die Ou Testament is daar 'n baie mooi voorbeeld. Koning Salomo bou 'n tempel. En die manne wat die Bybel ken, soos manne soos Rolf en Pieter, hoort hierdie te onthou. Koning Salomo bou 'n tempel vir God. En die tempel word ingewy. En hulle bring daai dag offers vir die Here. Ek dink ek hierdie versie opgesit. Koning Salomo het 22,000 beeste en 120,000 stuks kleinvee geoffer. So het die koning en die hele volk die tempel van God ingewy. 22,000 beeste, weet julle hoe baie is dit? 100,000 stuks kleinvee. Luister, daai man het heeldag geoffer. Hoekom? Want hulle het geweet wie die Here God is. Hulle het geweet hierdie tempel, dis God se tempel. En daarom, hulle het verstaan die heiligheid van God. Hulle het vrees en agting vir die Here God gehad. Daarom moet ons hom vrees. Weet jy, dat die Here Jesus het gesê, ons moet hom vrees, wat die liggaam en die siel in die hel kan werp.
Die wêreld sê nie dit vir ons nie. Die wêreld sê, hoor hierso, God is 'n God van liefde. Hy sal nooit mense hel toe stuur nie. Ons moet hom vrees, want dis hy wat mense hel toe gaan stuur. Want hy's 'n heilige God. Heiligheid. Weet jy, die heiligheid kom net van God af. Hy's die bron van heiligheid. Hoorie, daar's nie 'n mens wat kan sê, ek het heiligheid ontdek of gepatenteer nie. Heiligheid kom van die Here God af. Hy's die bron, hy's die oorsprong van heiligheid. En daarom, omdat hy heilig is, en omdat hy sê, ons moet heilig wees, het ons nie 'n ander keuse nie. Maar hoorie, ek wil eintlik vir jou sê, as jy aanmoediging nodig het, dan wil ek vir jou sê, jy moet kyk na jou verhouding met die Here. As jy aanmoediging nodig het om te besef, dat die Here God is so heilig, dat ons eintlik maar onsself moet verootmoedig voor hom, dan kort daar iets in jou lewe. Vrees die Here. Jy moet respek hê vir die Here God. Dis volgende punt. Die Bybel is vol voorbeelde van sy heiligheid. Ek wil net 'n paar verse lees van die Ou Testament en die Nuwe Testament. Eksodus 15 vers 11. Wie van die gode is soos U, Here? Wie is soos U? So hoog geëer en heilig, in lofsange word U vereer, bewerker van wonderdade. Psalm 99 vers 5. Prys die Here ons God. Kom ons buig in aanbidding voor hom, hy is heilig. Lukas 1 vers 35. Die engel antwoord daar: Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Jesus Christus. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, seun van God. Hebreërs 7 vers 26. Vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van sondaars en verhoog bo die hemele. Maar hoe kan ons nog twyfel? Hoe kan die mensdom nog twyfel aan die absolute, onuitspreeklike heiligheid van God? As omdat hulle die Here nie ken nie. Dis hoekom. Die Here Jesus het self gesê, hierdie volk nader my met hulle mond, hulle eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. En ons sien dit in vandag se tyd. Almal is Christene. Almal praat oor die Here. Is dit nie? Maar nie almal gaan hemel toe gaan nie. Onthou julle die Onse Vader? Die Onse Vader begin met Onse Vader wat in die hemel is. Wat kom daarna? Laat U naam geheilig word. So in die modelgebed kom die Here Jesus. En hy kom bevestig vir ons, hoor hierso, julle moet seker maak dat die naam van die Here geheilig sal word. Dis ononderhandelbaar vir ons as jy sê jy's 'n kind van die Here. Dat jy altyd bewus sal wees dat God God is, maar dat hy meer as dit is. Dat hy 3 maal heilig is. As jy dit verstaan, dan verstaan jy die woorde van die profeet Jesaja in Jesaja 6, wat ons nou gelees het. Hy was in die teenwoordigheid van God in die tempel, en hy roep uit, o wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe. Dan verstaan jy Paulus se woorde, wat gesê het, van al die sondaars is ek die vernaamste. As jy verstaan dat die Here werklik heilig is, dan verstaan jy ook die gebed van die tollenaar. Onthou julle wat die tollenaar gebid het? Hy het op sy bors geslaan en gesê, Here, wees my 'n sondaar genadig. Hy kon nie eens opkyk na die hemel toe. Want hy het geweet dat die Here God is so heilig en hy's 'n sondaar. Hoor hierso, ek wil vir jou sê, ek en jy, luister, jy is nie so grand nie, ek ook nie. Ons doen sonde. Moenie dink as jy 'n kind van die Here is, jy is iets nie. Die Bybel sê die Here weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges van hart gee hy genade. Die bose geeste
weet dat die Here God heilig is. Want die Here God is heilig. Daar's niemand anders, daar's nie 'n naam bo die naam van die Here Jesus nie. Daar's nie 'n mag, daar's nie 'n krag, daar's nie 'n heerskappy wat bo die naam van die Here is nie. Hy is hoog en verhewe en daar's niemand soos hy nie. Wie is daar soos die Here nie? Niemand nie. Die wêreld sê daar's baie ander gode. Die Bybel sê vir ons, as jy in die Bybel glo, as die onfeilbare woord van God, dan sê dit vir ons, daar's net een God. En hy's 3 maal heilig. En jy durf nie die Here se heiligheid vertrap of goedkoop maak, want jy sien die mense hou daarvan om grappies te maak oor die Here Jesus. Ek wil vir jou sê, mense vergeet dat die Here God is 'n regverdige God. Hy laat nie met hom spot nie. Die Bybel is vol voorbeelde van dit. Ek wil afsluit. Die 10 gebooie, die 3de gebod. Almal ken dit. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. En ek het in die begin het ek gesê, die naam van Jesus is hartseer om dit te sê, maar het goedkoop geword vir die wêreld. Die wêreld het nie agting vir die naam van die Here nie. Het jy al agtergekom? Die ander gode se name word nie misbruik nie. Weet julle hoekom? Want die ander gode bestaan nie, daar bestaan nie so iets nie. Daar's net een bedreiging, dis Jesus Christus. Dis hoekom sy naam misbruik word. Dis hoekom hy afgemaak word. Want hy's heilig. Hy's allerheilig. En al wat ons kan doen is, gee alles oor aan die Here. Hê 'n heilige lewenswandel. En mag jy nooit vergeet, dat die God wat jy aanbid, die God van die Bybel, die enigste ware God, dat hy werklik heilig is. Maar kan ek dit vir jou vra? Het jy al in jou stilte tyd, baie keer dan gebeur dit met jou, jy lees die Bybel en jy bid, en jy ervaar net baie keer daai absolute teenwoordigheid van die Here. Dis kosbare tye. Dis daar waar jy besef, maar die Here is werklik heilig. Ek wil net ietsie noem, ek val my nou by, omdat julle Moses, toe die Here God aan hom verskyn het, omdat julle wat het gebeur. Hy moes sy skoene uittrek. Hoekom? Want jy staan op heilige grond. Tjoh, as die wêreld net sal besef, dat die Here God, dat hy 'n heilige God is. En dat hulle vir hom werklik sal respek en agting hê. En dat hulle nie sy naam, die naam bo elke naam, die kosbaarste naam, sal misbruik nie. Ek wil afsluit, ek dink ek het die vers opgesit. 1 Kronieke 29 vers 11. Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Kom ons sluit af met gebed. Here, hier staan ons vanoggend in U teenwoordigheid. En ons weet, Here, dat U is hier met ons. En Here, daar waar U is dit verseker heilig. En Here, ek wil bid, dat elkeen wat sê dat ons U kinders is, Here, dat ons nederig sal wees. En Here, dat ons sal besef, dat U is 'n heilige God. En dat ons respek en vrees vir U sal hê. Maar Here, ook is ons dankbaar vir die wete dat U 'n genadige God is. Maar in dieselfde asem wil ek bid, Here, dat ons nie U genade sal vertrap nie.
maar dat ons erns sal maak in ons verhouding met U. Here, dat ons vir U in gees en waarheid sal aanbid. Here, dat ons lippe sal gebruik as offerdiere om U lof te besing. Want Here, U en U alleen is dit waardig. Want daar is geen ander God dan U nie. Here, al die eer, al die lof, al die aanbidding van ons harte wat gerig is op U, Here, kom U toe. Want wie sal U nie loof nie? Wie sal U nie prys nie? Wie sal U naam nie verheerlik nie? Want U en U alleen is heilig. Amen. Kom ons maak die bid toe. Mag die genade van God en die wonderlike liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met U wees. En die kinders van die Here sê, Amen. Baie dankie.